Baie welkom by vandag se erediens. Daar is sommer 'n klomp dinge wat hierdie kwartaal aan die gang is en ek herinner jou in die eerste plek aan ons Pinkster, die 8ste tot die 11de Junie, saam met Prof Stefan Joubert. En ons sien sommer baie uit om te hoor wat hy ook met ons gemeente kan deel. Ons is op soek na mense wat kan help met sop en brood tydens Pinkster. Die Google vorm gaan uit môre. En as jy op een of ander aand kan help met sop en brood, asseblief vul jou naam so gou as moontlik op daai Google vorm in. Dan herinner ons julle ook aan ons wynveiling die 18de Junie. En as daar nog navraag is of iets is wat jy wil bydra, asseblief kontak die kerkkantoor so gou as moontlik. Ek gaan vir ons begin deur 'n stuk te lees uit Psalm 1, die eerste Psalm. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie en nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Dit is gebedsnaweek, so daar's 'n klomp dinge wat by die kerk aan die gang is en daarom is Sondag se erediens ook 'n meer kreatiewe erediens en daar is die Viva Cantare koor wat optree en vandag se boodskap gaan dus eintlik baie kort en eenvoudig wees. En ons gaan bietjie stil staan by 'n teksgedeelte in Kolossense 2. En die boek van die brief van Kolossense fokus daarop om die autoriteit en die grootheid en die mag van Jesus Christus self te beklemtoon. Dit fokus daarop dat daar's 'n klomp mense wat gesê het, nee, maar Jesus was nie regtig God nie, of Jesus was nie self die Here gewees nie. En hier kom Paulus en hy bevestig dit eintlik oor en oor en oor om te sê, nee, Jesus Christus is groter as die engele, groter as al die hemelwesens, hy is God self. En dan kry ons hierdie pragtige teksgedeelte wat vir ons sê dat ons gewortel moet wees en gebou moet wees op Jesus Christus. Kom ons bid voordat ons hierdie teksgedeelte lees. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons lief is en dat u met ons praat. Dankie dat u woord lewendig is. Amen. Vers 6 van Kolossense 2 sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte, dat ons as kinders van die Here in Christus gewortel is en op hom gebou word. Dit is 'n beeld wat ons reg deur die Bybel kry. Ons het vandag se diens begin met Psalm 1 wat sê, die wat die woord van die Here dag en nag oordink, is soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome. En per definisie kan ons sê dat hierdie boom wat geplant is langs waterstrome se wortels word gevoed deur die lewende water. En so kry ons hierdie beeld wat ons al in Genesis kry van, daar is hierdie boom, die boom van lewe. En hierdie boom van lewe dra 12 keer 'n jaar dra hy vrugte. Hy word nooit droog nie. Die boom van die lewe is ook die bron van lewe. En aan die einde van die Bybel in Openbaring kry ons weer eens hierdie beeld van die boom van die lewe, wat eintlik God self verteenwoordig, wat God self se teenwoordigheid en sy krag en sy lewegewende krag verteenwoordig. En dan kry ons in Psalm 1 en Kolossense 2 kry ons hierdie gedagte dat ons plante is, dis natuurlike metafoor, maar ons is plante wat gewortel word in Jesus Christus. Plante wat ons bron van lewe kry ons uit Jesus Christus, uit God self uit. Nou as jy sommer dink aan hierdie plant langs aan my, dit vat nie verskriklik baie van hom op die oomblik. Inteendeel, nee, hy is 100% afhanklik
van dit wat hy van sy wortels afkry en natuurlik ook die sonlig wat hy kry. So die grond kort water en die water moet dan in die grond ingaan en hopelik is daar genoeg positiewe goeie minerale in die grond dat hierdie plant sal bly groei en floreer. Maar die plant self kan eintlik baie min doen. Die plant self bly eintlik maar net op een plek en vertrou. Vertrou dat dit wat na hom toe kom, dit wat hy deur sy wortels optrek, dat dit vir hom sal goed wees. En daarom hou ek so baie daarvan dat Psalm 1 vir ons sê dat as ons naby die Here bly, is ons soos 'n plant wat geplant is langs lewende waterstroom. So ek het 'n eenvoudige gedagte of uitdaging vir jou. In hierdie gebedsnaweek skep ons 'n geleentheid in die gebedskamer waar 'n klomp mense deel is van die gebedsketting, maar dit is natuurlik nie iets wat eksklusief is nie. Dit is natuurlik nie iets wat 'n spesiale klomp mense moet kom doen of kan kom doen nie. Die teenwoordigheid van die Here is oop vir ons elkeen. Die geleentheid, die vryheid wat ons het om te gaan sit in die Here se teenwoordigheid is oop vir ons elkeen. En ons weet baie goed, dit is nie beperk tot 'n spesifieke gebou of beperk tot 'n spesifieke kamer nie. Jy kan daar waar jy nou is, gaan sit en wees in die teenwoordigheid van die Here. Geplant soos 'n boom in die teenwoordigheid van die een wat lewende water gee. So hier is die uitdaging. Wil jy nie hierdie week intentioneel jouself 'n paar keer, een keer 'n dag, gaan plant in Jesus se teenwoordigheid nie? Intentioneel. Ek weet hy's die hele tyd by jou, ek weet hy's alomteenwoordig. Maar vir 'n oomblik, en as dit vir jou moeilik is, begin met 2 minute. As dit vir jou iets is wat jy al baie gedoen het in jou lewe en jy het opgehou om dit te doen, dan begin jy dalk met 10 minute, of as jy al geoefen het is, dan vat jy 'n halfuur of jy vat 'n uur en jy gaan wees net in God se teenwoordigheid. Die gebedskamer is elke dag oop in kantoorure van 8 tot 4. Gewoonlik is hier iemand tot ten minste 1 uur, baie keer is hier iemand tot 4 uur. So die gebedskamer is tot jou beskikking. Maar jy kan dit in die berg gaan doen, jy kan dit by die rivier gaan doen, jy kan dit iewers in jou tuin gaan doen. Om intentioneel net te sê, ek gaan myself nou plant. Ek gaan myself nou wortel in Christus se teenwoordigheid. En miskien is dit nodig dat jy nie dadelik begin om sommer net Bybel te lees en aktief besig te wees. Miskien is dit net nodig om vir die eerste 50% van jou tyd, as jy 5 minute commit om die eerste 2,5 minute net te sit en te luister, net jou oë toe te maak en net te geniet om in die Here se teenwoordigheid te wees. En ja, dan 'n stuk Bybel dalk te lees of met die Here te praat in gebed. Maar om ook net te ontspan in sy teenwoordigheid. So mag ek en jy hierdie week, hierdie jaar, hierdie maand, dit wat voor lê en hierdie tyd wat voor lê, geplant wees in Christus. En dan die volgende deel wat die teksgedeelte sê, is gebou op hom. So dit wat ons dan nou doen, vanuit hierdie plek waaruit ons gewortel is, dat dit krag kry vanuit Christus. Vanuit ons gewortelheid met Jesus, kan ons dan nou voortgaan en bou op hom ook, saam met hom, natuurlik nie alleen nie. Mag jy geleentheid hierdie week ontvang, kies, gebruik, skeduleer, in jou dagboek neerskryf, om te gaan geplant word in sy woord en in sy teenwoordigheid. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die vryheid gee om geplant te wees in U en deur U. Here, mag ons oor en oor geleentheid kry, geleentheid maak om by U te wees. Amen. Ek gaan vandag se diens eindig met 'n lied wat jy net kan sit en luister en wees en vir 'n oomblik net gewortel wees in Christus se teenwoordigheid. Geniet hierdie lied.
Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.